Amen. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Amen. Geef iemand een high five langs in je en say God is good. Amen. All the time. Julle mag my julle sitplekke inneem. Welkom in al onze besoekers. Welkom in Tisa van Protea Park. Tisa ken hè? Welkom hoor. Sy het my gevra maar te welkom mense. Ek speel maar net. Welkom aan julle almal, joh, my hart jubel om julle jong mense te sien. Asook julle volwassenes hier te kan sien. Welkom brother from another mother. Gee nog 'n wytjie daar. Come on, kom speel hier. Kom ons gee ons 'n worship team 'n lieflike hande klap. Come on, is hulle nie amazing nie? Adele, jy en die span, julle is regtig amazing. Mag die Here julle seën en mag die Here se aangesig oor julle lewe skyn. Ek hoor Hilton het 'n ekstra buis geslaan vanaand. Hilton, jy het weer next level vanaand, jong. Oh, jong. En Tanya, mense, sy nie amazing nie. Come on. Tanya, ek het 'n voeltjie oor vlek. Jy verjaar die week as ek dit mis het nie. Moenie kom speel, jy nog nie. Jy moet sê wanneer jy verjaar. Asseblief met 'n groot makkie jou. Né? Wie verjaar? Verjaar jy? Nee, jy het klaar verjaar ja. Maar welkom aan almal hier vanaand. Julle kan sien ons is 'n familie. We hope family. So we are a family. We share. Fun is one of our values here. But before we begin, I want you to watch a little video clip and I will explain to you afterwards. All right. Max to left, 100 slot, short for right. And Max crest, 80, one right, 100, 3, 40, tight, one right. And 3 right to perform. And compy, 3 right, 100, come, 2 right rucks. 100 braking, 5 right, tight, brake. Open. Max to left half. Into max right. 40 to right over crest. Into 3 left finish. 7 left. Wow, ek weet nie my kop raak dronk. Wow. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanaand na U en ons gee alles oor in U hande, Here. We in part 4 of Know God and baie dankie, Here. Ons bid vanaand dat die Heilige Gees ons sal lei, my God, Here. Not by might, nor by power, but by your Spirit tonight, Heavenly Father. Without your Spirit, I'm absolutely nothing, Lord. But only through the Holy Spirit, Lord, I can be more than a conqueror. Lord, this is your children. They are here tonight. They have come through the rain, Lord. Here, hulle kon geslaap het in warm beddens, maar hulle is hier omdat hulle wil ontvang van U af, Here. Ek bid dat U my sal gebruik, Here, om U koninkryk te vergroot op hierdie aarde. Laat die name nou geheilig word en laat die koninkryk kom in Jesus naam. Amen en amen. Soos ons nou gekyk het na hierdie rallykar in die agterkant, dit het vinnig gelyk. En dit was inderdaad, dit was vinnig geweest. En miskien bevind ons in onsself in 'n tydperk van ons lewe dat dit lyk ons lewe is 'n gerush. En as ons gaan hoor daar langs die drywer was daar iemand gewees, jy het 'n stem gehoor, dis die navigator gewees wat vir die drywer sê wat om te doen. So met ander woorde, die navigator weet al reeds wat voor lê en die navigator sit die hele tyd so. So hy of sy sien nie wat voor aangaan nie. Maar hy of sy ken die pad al reeds, want hulle het al klaar die map, het hulle al klaar gesien, hulle weet, hulle het al klaar deur die roete gegaan, hulle weet wat voor lê, en omdat hulle sit en afkyk, weet hulle presies waar hulle self ook bevind. Nou just imagine die drywer besluit om nie te wil luister in die navigator nie, en sê, hey, kom kyk nie op 'n bietjie nie, want kyk, hier's aan 'n bult, en jy seker dat daar 'n skerp draai na voor gaan wees, is jy seker dat ek my rad moet afbring. Imagine elke keer as die navigator iets sê vir die bestuurder, dan question hy die navigator. En baie keer in ons eie lewe bevind ons in 'n situasie, wanneer die Here met ons praat en ons question die Here. Because we feel that God does not know too much about us.
We feel sometimes that God doesn't know that we cry. Sometimes we feel that God doesn't know our sorrows. Sometimes it feels that God is not here and we feel die Here het ons verstoot en die Here weet net niks nie. En baie keer as die Here vir jou sê stadig, dan voel jy wil miskien vinnig gaan. Baie keer as die Here vir jou sê gaan links of be still and know that I am God, voel ek maar ek wil my 5 sent ingooi. En vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor die Heilige Gees. Ons het 'n bietjie gesels die afgelope tyd van the Father, the Creator. Ons het gepraat van sy Seun, die Woord wat vlees kom word het. En vanaand gaan ons 'n bietjie fokus op die Heilige Gees. He's the life giver and he's a sustainer. And the Holy Ghost is also personal. Want die Bybel sê moenie die Heilige Gees bedroef nie. So ons gaan 'n bietjie vanaand praat oor die life giver. Volgens Genesis 1 vers 2 sê the Father creates. The earth was barren and with no form of life. It was under a roaring ocean, covered with darkness, but the Spirit of God was moving over it. So met ander woorde, oor 'n dooie situasie, die Here het gecreate en hy moes nog lewend gemaak het, maar die Gees van die Here was daar. So the Father created, the Son is the Word through whom creation happened, and the Spirit gives life and hovers over the waters, according to Genesis 1 verses 2. Is vandag Pentecost Sunday. En baie keer dink ons, nie almal nie, ek wil nie generalize nie, baie keer as ons hoor van Pentecost, ek hou van Pinkster, dan dink ons Pinkster is juig. Pinkster is 'n Pinksterkoortjie. Ons het 'n hele miskonsepsie waaroor Pentecost miskien gaan nie ons nie, baie van ons miskien. En Pentecost, daai wat ons sien, handeklap, dit is amazing, want jy gaan nie rugby kyk en jy sê, wow, kyk kwai 3 nie. Check hoe pas hy uit, joh. Ja, wow, it's amazing. Die Stormers het gister gespeel het. Maar as die Stormers speel, dan gaan ek aan. Een van my vriende se span het gister gespeel, die Bulls. Ek het hom support omdat ek lief is vir my vriend en omdat ek bid vir hom dat hy tot bekering moet kom. You understand? You need to do it. When in Rome, do like what the Romans do. Bid vir hom. Ek gaan nie sy naam noem in elk geval. But anyway, so die effek wat jy kry van Pentecost dit is maar net 'n effek van hande klap, juig, koordans, which is amazing, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek hou van koordans. My neef en familie is in bands en ons hou daarvan. Maar ons moet ons nie verwar om te dink dis waaroor dit net gaan nie. Wat Pentecost oor gaan nie. Dit het 'n baie dieper betekenis. En as ons gaan kyk die agtergrond voor Pentecost plaasvind, Pentecost beteken 50th. So dit het gebeur nadat hulle die Passover festival gehou het. Die Passover het gegaan oor toe Jesus, toe God die Israeliete uitgelei het en toe hulle die deure met bloed aangesmeer het. Met ander woorde, en die engel van die dood het nie by hulle omgekom nie. Nou Pentecost was about, they celebrate that occurrence that happened. Maar in daardie jare het die Jode, hulle het Shavuot het hulle gevier. So wat was Shavuot gewees in daai tyd? Dit het gegaan, hulle het gevier die Torah wat op Mount Sinai vir hulle gegee was in daardie tyd. So sekere tyd van die jaar het hulle gegaan en hulle het hulle net weer hulle vows, as ek dit so mag noem, hulle het hulle vows gerenew. Met ander woorde herinner wat sê die wet van die Here. Hulle het ook die harvest gevier, hulle het genoem the Feast of the Weeks. So met ander woorde, hulle het die harvest, hulle het gevier wat die Here vir hulle gedoen het. Dit was ter herinnering in wat God vir hulle gedoen het. Dit het 'n bietjie gegaan oor die vieringe van dit, maar min het hulle geweet van die Pentecost, van die storting van die Heilige Gees wat gaan plaasvind op hierdie spesifieke dag. En ons gaan 'n bietjie dieper kyk daarin, wat is die agtergrond van die Pentecost? Dit is onmoontlik vir 'n kerk, en jy is die kerk van God, om te funksioneer sonder die Heilige Gees. It is impossible. As dit onmoontlik is vir jou om te lewe sonder jou gees, as jou gees uitgaan, beteken jou liggaam absoluut niks nie. This is vir die kerk. It's impossible for the church to function without the Holy Spirit. And that's why it was important to Jesus vir hulle geinstructed vir sy disciples
om na die bovertrek te gaan. Hy kon net vir hulle gesê het, alles is volbring, ek het opgestaan, nou kan julle uitgaan en julle kan beweeg, maar hy sê nee, I want you to go to the upper room. Kom ons kyk, wat sê Handelinge 1 vers 4 tot 5. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So met ander woorde, hy sê, julle het al gehoor, ek het gepraat, ek was gelei deur die Heilige Gees, julle het gehoor, ek mention it. So I want to give you that gift that comes from the Father, because without that gift, you cannot operate. You cannot be fully functional. And I want a fully functional church. You cannot operate without the Holy Spirit. So Jesus het gesê, nie gesê nie, hy het gekyk, hoe obedient is hulle, hoe gehoorsaam is hulle. Instead of questioning God, they just went up and wait in the upper room. Obedience over understanding. Kom ons kyk wat sê Lukas 24 vers 49. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with the power from on high. So met ander woorde, ek moet vir jou krag gee, nie wat ek vir jou kan gee nie, maar dit kom van die krag van die Heilige Gees, want dit is die krag van die Heilige Gees wat jou sal vervul om sekere dinge te kan doen. Nou kom ons kyk na Jesus. He was conceived by the Spirit. Luke 1 verses 35. Met ander woorde, die Heilige Gees het oor Maria gekom. En net soos jy jou hart vir die Here gee, jou nuwe mens word geconceive deur die Heilige Gees. Vader, ek neem U aan, Jesus, ek neem U aan as my persoonlike saligmaker. Ek is 'n nuwe mens. Wat gebeur? Die Heilige Gees kom en 'n nuwe mens word gebore. But the new person can only be born if he's been conceived through the Holy Spirit. Nou baie keer dink ons as die Heilige Gees oor ons moet kom, dit het verskillende effekte. Dis 'n sekere gevoel wat jy moet kry, dis 'n sekere manier hoe jy moet loop, dis 'n sekere manier hoe jy moet praat, dis 'n sekere ervaring, ja. Jy kan die ervaring kry, but don't limit the Holy Spirit. The Holy Spirit can come in different forms, because the Bible says God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nou hoekom baie mense sê, ek wens ek kan ook die Heilige Gees ervaar. Hoekom? Want hulle voel hulle kan nog nie in tale bid nie. So hulle voel hulle het nog nie die Heilige Gees nie. Remember, the Holy Spirit is a gift. So He will reveal His gift in a certain time for certain things to do. So miskien kan jy nog nie in tale praat nie, maar die Heilige Gees kan vir jou leer om in tale te praat. Miskien voel jy ek het die Here aangeneem in my lewe, but it doesn't feel like I'm empowered with the Holy. I'm a born-again child of God, but I don't possess the power because I don't feel it yet. Die Bybel sê, en almal wat my aangeneem het, het ek die mag gegee om kinders van God te noem te word. En as jy die kind van God genoem word, then He will give you the gift called the Holy Spirit. Jesus was baptized by the Holy Spirit according to Matthew 3 verses 16. En wat het gebeur? Hy het gekom in die vorm van 'n duif. Die duif is nie die Heilige Gees nie. Hy het gekom in die vorm van 'n duif. So miskien wil ons die duif experience het. Ja, ek het daar gesit. En weet julle, terwyl ek so daar so sit, vlieg 'n duif oor my en ek voel net die kalmte. You understand? Dit kan gebeur. En nou voel die ander een, maar ek het niks ervaar nie. Ek het nie die duif ervaar nie, maar die Here kan nog steeds kom in die vorm van die duif. But don't limit God. Hy kan, ja, ek het daar gesit en ek het 'n vuur. Het julle nie die vuur gesien nie? Yes. That doesn't mean that the fire was not there. But don't limit the Holy Spirit only to, hy kom in die vorm van vuur. He's God. He can come in any form. But if you want to experience the Holy Spirit, you need to become aware that God can come and reveal Himself. The Holy Spirit can reveal Himself to you in whichever form. Perhaps you can experience it in a feeling. Perhaps you are feeling, it's do it, but when you speak with authority. When you pray, you don't feel it, but after you have prayed, you can see that person is healed, or that person is healed, or my finances have changed, but you have felt nothing. Or it can become, jy wil net dans voor die Here. Jy voel net joyful voor die Here. So don't limit the Holy Spirit. He was led by the Holy Spirit. So dit is vir ons belangrik om
deur die Heilige Gees gelei te word. Ek hou so baie wat Adele vir my sê altyd sy vra as ek vir haar vra oor iets wat sy moes gedoen het, veral oor songs, dan sê sy Clifford, is nie vir my so maklik om dit te doen nie. I wait upon the Lord. I wait upon the Lord, for instance. En dit is belangrik. You need to be led by the Holy Spirit in all aspects. You need to ask God, must I do this now? And the Holy Spirit will minister in your mind. Even when you go shopping, even when you do your exams, you need to ask the Holy Spirit, God, I have done this. Jesus will lead by the Holy Spirit. Do not think the Holy Spirit is only here for the church. He's there to lead you. The Holy Spirit led Christ into the wilderness. Resurrected. They're resurrected by the Holy Spirit according to Romans 8 verses 11. So Christus se opstanding, die Bybel sê dieselfde Gees wat Christus Jesus uit die dood het opgewek het, is binne in jou, Sunay. Is binne in jou, Riaas, as jy die Here aangeneem het. Die lewendmakende Gees is binne in elkeen van ons. As ons gaan kyk na die woord van die Here, na die toring van Babel, daar was 'n tyd gewees wat die volk, die Israeliete, selfsugtig was. Alles het oor hulle gegaan. It was about us. It was, kom ons gaan, ek maak wel voorbeeld, dit is net 'n voorbeeld, hoor. Ja, ons is Hope Church, Hope Family. Kom ons gaan en ons maak die grootste kerk. Ons wil die saal so vol hê. It's all about us. Luckily, not luckily, by the grace of God, our senior pastor, Paul and Marinette, it's all about Christ for them. So that's why our slogan is here, so others may live. So what I say is just an example. I'd rather use our church's name than another church's name. So we decide, no, let's go to every place and we build a mighty name for Hope Family. Remember, it's about Hope Family. Where you come, tell people you from Hope Family. That is a selfish mindset. En die Bybel sê, en ons begin vir ons 'n toring bou, 'n toring van hoogmoed, 'n toring van ek wil gesien wees. In wat sy jeug behoort jy? Ek is in Hope Family, jong, my speelie. Jong, speelie, wat 'n kerk is hy in Hope Family, jong, kom speelie. Daar is 'n toring wat ons bou, and that must not be our attitude. In which church, I'm in Hope Family, and why? Weet julle hoekom ek daar is? Want ons slogan is, so others may live. How can I serve you? That must be our mindset. That must be our attitude. En hulle wil hulle eie toring gebou het, miskien in jou eie lewe, in jou huwelik wil jy miskien jou eie toring bou, in jou verhoudings wat jy het, wil jy jou eie torings bou. En weet jy hoekom is so baie chaos in jou lewe? Want die Bybel sê toe hulle selfsugtig was en hulle eie torings wil gebou het, toe stuur die Here 'n gees van verwarring. Waar bevind jy jou tans in jou eie lewe? Waar bevind jy jouself? In jou verhoudings? Met jou kinders, met jou man, met jou vrou, met die kerk? Is jou lewe miskien chaotic? Then you must ask yourself, God, am I building my own? Is ek besig om my eie toring te bou? Gaan dit oor Clifford Sheldon, me, myself and I? Or is it about you? Maar toe die Heilige Gees kom en nadat hulle opgegaan het in die bovertrek, hulle was in een mind. They were waiting upon the Lord. We were waiting upon the Holy Spirit. Toe hulle eendragtig was en nie selfsugtig was nie en alles het gegaan oor die uitbreiding van die opdrag wat Jesus gegee het, gaan dan heen en maak disippels. Toe het die Heilige Gees afgekom en hy het hulle gevul en die krag van die Here het op hulle geval because their mindset was so others may live. En ek wil vandag met kinders van die Here praat, die wat al die Here aangeneem het. Ek hou van die wat Galasiërs sê, wat Paulus skryf. Hy sê, when I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas, no Petrus, in front of them all, you are a Jew, yet you live like a Gentile, and not like a Jew. How is it then that you force the Gentiles to follow the Jewish customs? You are a born-again Christian, but when you're not in church, you act like a sinner. How is it that we can bring people to Christ, but our attitude is of that of the world? As iemand net met jou praat in die kerk, ek gaan nie meer surf nie. As iemand nou net dit doen by jou ander kerk, dan hardloop jy van die een kerk na die ander kerk. Jy is soos 'n springkaan. Jy hop van die een kant na die ander kant toe. How is it, sê hy? Hy sê, jy's 'n Christen, jy's 'n kind van die Here, maar jy ek soos iemand wat in die wêreld. So hoe kan jy iemand wat nog nie in by die Here is nie, na die Here bring? So I'm speaking to the born again Christians tonight.
Check jou attitude uit. Check 'n bietjie jou attitude uit. As het jy 'n gees van offense, jy vat offense. As iemand jou nou net nie hallo sê nie, as iemand iets vergeet, dan vat jy dit. Jy kan nie vir my sê nie. It's not about this and this. No. Jy moet jouself ondersoek, because we are here to bear the fruit of the Holy Spirit. Our sole purpose is to bear the fruit. But the fruit of the Spirit, according to Galatians 5:22, is the result of His presence with us is love, unselfish concern for others, joy, the inner peace, patience, not the ability to wait, but how to act while we wait, kindness, goodness, and faithfulness. That is what people need to see in us. That is the fruit. 'n boom wat vrugte dra vrug sodat ander kan eet. Why do we want the Holy Spirit? Because we want to be selfish, or do we want to serve? Do we want to serve? The Holy Spirit, God said, I can give you the power. But this is what my power is all about. My power is not about, wow, ek praat en almal val om nie. Ek praat en ek het 'n klomp mense in die saal nie. It is about the fruit of the Spirit. If I have the Holy Spirit, it's about the fruit of the Spirit. It's about the patience. What am I doing while I'm waiting on the promises of God? Met wie omring ek myself? Wie is my vriendekring? Ek het so toe ons begin het ek gesê, of ek was by die jeug, toe praat ek met hulle oor, what was the real reason that Eve ate the fruit? En hulle het bietjie hulle minds 'n bietjie gehardloop, hulle het my nou die dag weer gevra, het jy toe uitgevind? Everything has to do with your company. Eve was in die verkeerde company gewees. And because she was in the wrong company, she forgot what God had promised her. Bad company can corrupt you. It was the bad company that she was in that have corrupt her way of thinking. In which company are you? Where do you find yourself currently? Hoekom voel jy nog baie keer minderwaardig? Hoekom voel jy nog steeds jy kan nie bid vir iets nie? Hoekom dink jy nog die Here kan nie vir jou deurkom nie? Hoekom voel jy so? What is the company that you find yourself in? Hoekom raak ek nog so gou kwaad? Hoekom judge ek nog so vinnig? What is the company I found myself in? And that is a question we need to ask ourselves. Ons ken vir Petrus, lief vir die Here gewees, vinnig vir die Here gewees, op en af vir die Here, op die water geloop, altyd voor gewees. En baie keer is mense, nie almal nie, jy wil jou insecurities wil jy wegsteek. Jou insecurities steek jy weg deur, jy wil jou oprukkerig hou. Jy wil alles net doen. Jy wil die ou of die girl wees. Jy is eintlik baie insecure. En Petrus was miskien een van hulle. Ek wil op die water loop. I am the rock. I am the man. I am the girl. Maar die Here Jesus moet hom nederig maak en sê, jy gaan my verloon. I need to break you down. Hy hoef nie die Here Jesus te verloon het nie. But Jesus need to break him down. To show him he's still a human being. And he needs the Holy Spirit. En ons kyk toe Petrus afgebreek was en wie opgebou was deur die gees van die Here, het sy hele lewe verander. Hy confident begin word. 'n Confident persoon hoef nie vir iemand te wys hy of sy is confident nie. Ek hoef nie vir jou te impress nie. My confidence gaan nie oor my language nie. My confidence gaan nie oor wat ek aantrek nie. My confidence gaan nie oor my bankbalans nie. My confidence gaan nie oor hoe ek my Engels pronounce en whatever nie. My confidence gaan oor, I am God confident. En Marentia as 'n teken, my vrou wat hier so sit, ek kan 'n voorbeeld maak. En julle kan 'n bietjie meer met haar chat daaroor. Op 50-jarige ouderdom ontvang sy 'n graad. En dit was nie maklik nie. En Marentia het 'n graad. Ek breek nie met haar nie. Ek wil hê julle moet dit besef. Sy het 'n graad gekry. En die graad het sy nie net gekry nie, sy het gewerk vir haar graad.
Sy het gewerk daarvoor. Maar ek wil vir julle vertel, en julle kan 'n bietjie na gaan luister. She was a lady with no confidence. Ek onthou toe ons jonger was, hoe ons vriende, sy het by 'n biltongplek gewerk. En ons het lekker uitgehang en geparty en die ander vriende gaan bank toe. Die ander vriende en hulle sê vir haar, gaan pas jou beeste op by die slagtery. En dit het haar gebreek, want sy het gevoel, almal het iets. Dis al my vriende, maar ek het niks nie. En sy is die eerste een van haar vriende wat graad gevang het. Why? Because she have moved from no confidence en sy het 'n bietjie self-confidence gekry. But she thought that self-confidence is good. Dit het my gehelp, but I need God confidence. And when the God confidence came upon my wife, het sy meer as oorwinnaar begin word. Kom ons kyk na Petrus, hoe die God confidence oor hom kom. En hy praat met die mense en 5000 mense, 3000 kom tot bekering. Hy gaan staan met boldness, toe die gees van die Here oor hom kom. Hy het confidence, hy het conviction. He was led by the Spirit. He wasn't led by opinions. Hy het nie omgegee of hy 'n visserman was nie. Hy het nie omgegee vir sy background nie. Hy het nie omgegee of hulle gaan sê, jy ou, jy kwaai, jy het Jesus nou die dag verloon, ons wag vir jou, jy gaan hom weer verloon. No! The Holy Spirit came upon him. He was not self-confident. He was God-confident. Self-confidence is good. But God-confidence must be your goal. My confidence must be in God. Hy was connect. Hy was connect met God. Sin het gekom om 'n koneksie met God te breek, maar toe die gees van die Here oor hom kom, he was connected with Abba. He was connected with himself. He was connected with the crowd and the people. He was connected with the rest of creation. And that is what the Holy Spirit have done. You need to know God and know the Holy Spirit. He had compassion. Hy het nie net gepreek omdat hy wil kwaai wees nie. 3000 het tot bekering gekom. Die Pentecost was toe die kerk gebore word. Hulle noem dit the birthday of the church. En nou Petrus staan op en hy praat met confidence en hy praat met compassion. Ek kyk na julle vandag, ek sien julle nie net as kerkgangers of dream teamers nie, maar ek sien julle as die uitverkore volk. Ek sien julle as mense wat hierso sit, wat deur die Here geskape en deur die Here geroep is. Ek sien julle en ek kyk na julle en ek weet dat julle almal wat hierso sit is meer as oorwinnaar. Dis hoekom as ek my voorberei, het ek compassie. I have passion about what I do because I know God, you need to prepare myself. I need to prepare myself through the Holy Spirit for you. I don't know how you see yourself. I don't know what you're facing. En die Bybel sê, en Petrus het opgestaan in Handelinge 3, but they looked straight at him and said, look up at us. Dis die ou wat gebek het. The man stared at them and thought he was going to get something, but Peter said, I don't have any silver or gold, but I will give you what I have. What do you have? I don't have silver and gold for you. I can disappoint you, but what I have is the Holy Spirit. And I know the Holy Spirit can set you free. I know the Holy Spirit can heal you. En Petrus was bold enough. Hy kyk hom in die oë. Wanneer laas het jy jou omstandighede in die oë gekyk? Wanneer laas was jy bold genoeg om lewe in jou dorbene te spreek? Is dit nie miskien omdat jy no confidence of miskien te veel self-confidence het en nie God-confidence het nie? Miskien het jy jouself te veel al teleurgestel en jou confidence het geval. Jou self-confidence het 'n nok gekry. But God is faithful. And I say, what I have, in the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and start walking. Hy was spesifiek wat hy gesê het. Hy het nie net gesê, staan op nie. Hy het gesê, staan op en loop. How do you speak to your circumstances? Do you know the Holy Spirit?
Do you know what the Holy Spirit is capable of doing? Get up and walk. Then Peter took him by the right hand and helped him up. Peter took him by the right hand and helped him up. Gelowiges, die wat die Here aangeneem het, hou op om net te bid vir mense as jy hulle kan help. If you can help them, help them. Moenie soos die priester wees nie. Moenie soos die leviet wees nie, wat verby die man geloop het en van die kant af gebid het nie. Maar wees soos die barmhartige Samaritaan, wat vooruit betaal het vir die ou wat hy nie geken het nie. You pay forward. Petrus het hom by die hand gevat en hom opgelig. Filled with the power. Why? Because Peter have compassion. And that is what the Holy Spirit is. Do you have compassion for others? If you don't have compassion for others, you need to ask God to fill you with the Holy Spirit. If you don't have compassion. Peter took him by the right hand and then he helped him up. At once the man's feet and ankles became strong. He jumped up and started walking. He went with Peter and John into the temple, walking, jumping, and praising God. How much do you trust God? Where is our confidence today? This week, before Donderdag, toe ek my preek van Nicholas wou stuur, toe ek wil copy-paste oor dit sit op my Word document vir hom, boom, verloor ek my hele preek. Alles, notas, daar is nie tyd vir recover nie, jy kan nie recover nie, is weg. Dit kon my confidence gebreek het. Ek kon begin doubt dit. Here, wil U my gebruik? Maar ek het begin lag. Because I know God has something better in store for you. Because I know God, the Holy Spirit is my navigator. He knows who's going to be here. He knows for who this word is going to be. If tonight's word is for one person, it is 100% fine. En ek kon net lag. Hoe kyk jy jou storm aan in die lewe? As iets met jou gebeur. Do you go and blame the world, give away your authority? Do you transfer your authority or say, God, jy's weer funny vandag, né? Ek sê, God, you funny today. Ek lag, ek ry saam met my vrou, ek lag. Ek sê, joh, dis nog niks nie. You need to trust the Holy Spirit in everything. You need to trust God. Ons is in die Kaap en Marensia word gekep, ons is gelukkig, smile met mekaar. Wow, Marensia, high five. God is good all the time. Ek het met die selfie king. Ek weet of jy laat agterkom. Die selfie dad noem hulle my net, selfie dad, ja. En anyway, foto's en ons moet R300 ingee en as ons die kleed wat sy aangaan het teruggee, gee hulle dit vir ons terug. En ek gaan die geld haal en ek sê nog, yes, dis my geld, jong. Maar ek maak 'n joke, want ek weet is eintlik my geld. My geld. Wow, ek is lekker uitgesort en so aan dit. En sy sê kyk my, hy kyk is belangrik en ek gee dit aan vir haar. Maar ek dink sy haal die geld uit. En ek vat die koevert en ek loop en my hande is te vol en ek vat die koevert en ek gooi dit in die vullisdrom. En ons ry in die kar en sy vra vir my, waar is die koevert? Ek vra, hoe bedoel die girl nou? Sy het mos die geld uitgehaal. Ek sê, vyand, sy gaan my nie nou beroof nie. Sy gaan nie nou tussen ek en my vrou kom nie. Ek sê, Here, ek erken dat ek verkeerd gegaan het. Maar Here, ek weet nie, I'm not want to justify myself. But if this R300 is for somebody, wat 'n vraag gevra het, wat dit in die drom moet kry, laat dit so wees. Maar Here, as dit nalatigheid is van my, vra ek ook om verskoning. En ek sê, Here, ek gaan nie laat R300 my joy kom steel nie. Ek moet my nog voorberei vir die. Ek het nog nooit eens die skrif gehad vir vandag nie. Ek sê, I'm not gonna let you do it. Ek sê, Here, werk U ook met my vrou asseblief. En die Here werk met haar en ek en sy lag tot nou nog toe. Ons gaan aanhou lag, hoor. Asseblief. En gister, as ek en sy, ons gaan na 'n ander plek toe, ek sluit af met die, I just want to teach you about trusting God. En ons gaan na 'n ander plek toe, en ons gaan kyk sport, en nie, ons gaan kyk nie, en ons gaan neem mense weg, maar net, ons gaan neem hulle toe weg. En die geld wat ons verloor het, kry ons terug sonder dat ons het vra. And that's how God supply you according to your needs. Trust the Holy Spirit. I want to salute you youngsters here. Newly married girl, Simone.
Ja, kom ons gee vir haar lieflike hande klap. Woohoo! May God bless your marriage. May his face shine upon you. Mag goedheid en guns jou volg. As jy voel jy weet nie wat ek kan doen nie, gaan na die Here toe. Mag die wysheid van die Here oor jy en jou man kom. Julle is amazing man. Jou foto's lyk fenomenaal. Jy's 'n eyster, hoor. Ons is baie lief vir jou Simonay. Geluk. Of jy nou lank by die Here is of jy nou onlangs getroud is, trust the Lord with your whole heart and never lean on your own understanding. Kom ons staan op. Terwyl ons ons oë sluit en ons hoofde buig. The question tonight, are you willing to let go and trust the Holy Spirit in whatever you do? Are you willing to trust the Holy Spirit? As daar iemand is vanaand terwyl ons ons oë sluit wat die Here nog nooit in hulle lewe aangeneem het nie, vanaand is daar vir jou 'n geleentheid om die Here aan te neem en jou persoonlike saligmaker te maak. Why do you want to carry this load on your own? Terwyl ons ons oë gesluit het, kan jy jou hand opsteek as jy die Here wil aanneem, dat ons kan sien vir wie ons bid. Ons sien die hand in die agterkant, sien die hande wat opgaan. Ons sien dit jong mense, die Bybel sê en julle jong manne lê die krag. Jy kan die hand laat sak. Perhaps you want the experience and the feeling tonight, but once you accept Jesus as your Lord and Savior, just trust Him. He will lead you and He will guide you. As gemeente, kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe en ons sê vir U baie dankie. Dankie dat ons nou U kinders is. En dankie dat U ons aangeneem het. En dankie dat ons ook U aangeneem het as ons persoonlike saligmaker in die naam van Jesus. Vader, baie dankie vir elkeen wat hier is, Here. Thank you for your word, the Holy Spirit that lead us into the truth, Lord. Have your mighty will in your way in our life tonight, Lord. Thank you that your word declared that you will never leave us, nor will you forsake us, Lord. Thank you for your word that is the truth. In the mighty name of Jesus.